Mark, hoe gaan dit? Goed met jou, Choopie? Nee, rustig. Voor daai trekker verbykom, sê my so vinnig, wat doen jy by Keis presies? Ek is presisie boerdery spesialis wat ek vir hulle geskuif het vandat ek van die produk af geskuif het ek oorgegaan soontoe bietjie vir 'n nuwe uitdaging. Nou, aangesien jy nou nog op die produk ook is, op daai trekker se bonnet is daar 'n IFS Connect en ons het nou die Tiger Mate agter hom. Verduidelik my gou, as ek nou regtig in die presisie goed ingaan, wat gaan hy nou hier aan as hy hom nou autosteer vat en al die dinge? So wat die IFS Connect beteken is ons het 'n modem wat met data connect, wat livestream vir jou doen na jou FieldOps platform toe, wat al jou data met jou deel van wat huidiglik in die trekker aangaan. So als wat in enige masjien aangaan wat die modem in het, van jou groot stroopers het hom standaard in, kan jy as boer op jou FieldOps platform via jou selfoon, jou tablet of natuurlik jou rekenaar gaan kyk wat gaan aan met jou masjiene. En jy kan basies al die vitals van daai masjien sien, wat vir jou groot voordeel gee, soos as ek praat van vitals, bloeddruk, suiker, in real time. al daai goed van jou masjiene kan jy sien. En natuurlik die grootste is databerging in die cloud wat ons vir jou gee, vry en verniet vir enige produk wat jy die stelsel nou by insit. So ek hoef nie meer daai stokkie te vat, nou van stroper na die kant, na daai kant toe nie. Jy weet, dit lê soos 'n berg voor my. En proses die ding homself daarom. Teken hy vir myself sy prentjies of is dit nou iets wat ek weer moet loop doen? Nee, sodra jy natuurlik is baie belangrik om jou data reg in te lees op jou trekker se skerm. En dan van daar af stuur hy al die data soos wat jy dit gestoor het daar en wat die trekker gebeure het daar, stuur hy direk cloud toe. So hy trek jou landkaart deur met al die layers waarvan ons praat, brandstofverbruik, opbrengs, engine kapasiteit, els wat die trekker kan stoor hy daar in verskillende layers. Dan kan ons teruggaan en ons kan gaan kyk brandstofverbruik teenoor engine verbruik, teenoor opbrengs. Waar lê kompaksie in jou land? Want daar waar die ripper swaarder getrek het, was jou opbrengs laer want ons kompaksie in jou land. So jy kan die layers nee. of 'n groot klip, maar dan sou jy 'n paar tande op jou implement minder huis toe gekom het. So daar is maar nog steeds die visuele aspek van dataversameling. En so dan weet jy en jy weet okay, right, luister hierso, ek moet dalk met 'n ander tipe implement werk, 'n dieper ding ophef, wat ook al die geval mag wees. Ja, so wat lekker is van die platform is jou ergonome wat gronddiepte doen, grondklas, al die goed. So data kan hulle ook in die platform intrek. So al jou data is gesentreerd, maak nie saak wat se fabrikaat of wat se vorm jou data in is nie. Dan kan jy ook vir jou agronoom toegang gee tot jou cloud of portal, maar jy as boer hou die reg tot toegang van jou data. So jy kan selektief kies wat hy mag sien en wat hy nie mag sien nie. Kom ek sê hoe ver hierdie stelsel gaan, ons het nou in diepte gepraat oor AI, daar kom 'n finansiële faktor by waaraan hulle besig is om te werk, wat jy vir jou bankbestuurder kan gee, want jy kan jou insette direk daar gaan insit saam met jou opbrengste, en hy kan vir jou 'n hele finansiële plan uitwerk, soos 'n preskripsiekaart. En basically, jy sê dit is cool, nee. Al wat ek het wil hê is daai ding net my kan geld leen. Dan's ek gelukkig, nee. Maar nou so kan jy met daai data by jou bankbestuurder vorentoe gaan sit en sê luister, kyk, hier's 5 jaar se opbrengsdata. Ek het soveel geld nodig want ek het 'n waarborg van hier's my gemiddeld oor 5 of 10 of 20 jaar en jy kan dit as 'n bewys indien op die ouend in die finansiële aspek waartoe jy daarmee wil gaan. Natuurlik is daar baie privaatheidsregte daarmee gebonde. Wat in Suid-Afrika nou nog nie so lekker afgaan nie, maar die meeste van die ander lande het al so 'n tipe van 'n toetstoepassing waarmee hulle dit gebruik wat deel word van die platform. Uitstekend. En ek neem aan as ek 'n keis gekoop het wat daai goeders op en dan kry ek dit by, ek praat met julle en julle gaan my guide in die regte rigting. Ja, so ons het 'n span wat net toegewy is aan datahantering. So hulle gaan kom, hulle gaan jou portal opstel. Asseblief, ons nooi enigiemand uit om dit te gebruik. Dis FieldOps. Dit is vry en verniet. Jy kan enige vorm van data daar aantrek wat vir jou belangrik is. Maak nie saak hoe oud dit is nie. Ons weet die eerste opbrengsmonitors omtrent 2001 uitgekom. Jep, so ek ken hulle, julle ken hulle ook, nee? Ja, so dit is nie nodig vir ons om daai data verlore te gaan nie, want dis vir ons baie belangrik vir die toekoms, wat ons daarmee gaan doen, wat ons daarvoor wil gebruik. En dan natuurlik is dit belangrik om jou chemikalieë ou, jou kunsmis ou, jou saad ou en jou bankbestuurder almal om een tafel te hê en vir hulle hierdie data te wys en te sê luister kerels, hier's my besigheidsplan vir die volgende 5 jaar, julle maak dat dit werk.
Uitstekend. So backcourt jam. En dan ekskuus as ek net wil kan byvoeg nou gepraat van as jy al daai data daar gestoor het en daar kom 'n foutjie in. Ons weet ons daar almal as boere wat se foutjies dit is. Kan jy daai data gaan trek en sê luister maar my spuit het reg gespuit, so jou chemikalie het nie gewerk nie. Of my toediening was 100%, so hoekom het jou kunsmis nie gedoen wat hulle moes doen nie? Die saad is neergesit, hoekom het hulle nie opgekom? 100%, want jy dit 100% akkuraat gedetailleer in die program in wat daar lê. Niemand kan daai data van jou af wegvat nie. Uitstekend. Skalk, dankie baie.